Goeiemôre vriende. Baie welkom by Pinksterfees. Ons vier vandag die dag toe die Heilige Gees uitgestort is en 'n nuwe bedeling ingewy het. Dat hy in ons kom woon het en ons sal in die diens verder bietjie daaroor gesels. Vriende, en het seker gewonder wat nou hier geskryf word. Dis nie Belsasar wat in die muur skryf nie. Dit is Cecile Walters. En haar man Roelof sit hier voor. Hulle is nie te lank in onder, is nie seker so 'n jaar omtrent, né? En sy het 'n besondere gawe om met letters en woorde 'n boodskap uit te beeld. Mense noem dit kalligrafie en ek het vir haar gevra of sy nie op hierdie Pinksterfees vir ons dit wil kom doen nie. So sy sal so deur die loop van die diens sal sy heeltyd besig wees om woorde te skrywe en hieronder ook, en ek sal aan die einde vir u verduidelik wat die woorde beteken. So baie dankie Cecile, ek weet dit vir jou ook 'n diep geestelike bediening en ons ontvang dit uit jou hand uit ook. Vriende, die woorde wat hier op die bord is, jy sal ook nie van agteraf kan sien nie, maar dit is alles deel van 'n stuk getuienis wat so ontvou tussen ons om die vryheid wat die Gees vir ons gee uit te druk. So hierdie woorde wat Rien hier afskrywe is in verskillende tale wat vryheid beteken. In Zulu, ukukululawa, so iets. Hier staan hy byvoorbeeld, liberari is in Engels, hurirat Arabies, freedom is hier, en Afrikaans vrymaak. En so vorm die beeld, die getuienis, dat ons is in teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons lees uit Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 13. En die tema hier is die vryheid wat ons dan nou daar op die doek sien uitspeel. Julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Wel, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Maar die vrug van die Gees daarenteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle gesondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Ons lees sover uit die woord. Vervulling met die Heilige Gees is in die geskiedenis, in die lewe van die kerk 'n misterie. Omdat ons baie wonder, hoe gebeur dit nou? Is dit 'n fisiese ervaring? Is dit 'n sterk emosionele ervaring? Is dit iets wat iemand anders fasiliteer? Wat beteken vervulling met die Heilige Gees?
In sommige tradisies word dit baie konkreet belewe, dat dit moet 'n ervaring wees van ekstase, 'n bonatuurlike ervaring, tale en visioene ensovoorts, baie dramaties en aangrypend. In ander tradisies word die vervulling met die Heilige Gees gesien as iets wat sagkens, geleidelik, subtiel in my lewe gebeur, wat my vorm en my al hoe meer verander om soos Christus op te tree. Maar agter dit alles lê daar die vraag, hoe word ek 'n beter mens? Iemand wat goed doen, iemand wat onselfsugtig is, vrygewig is, liefdevol is, vergewensgesind. Hoe word ek so? Daar's twee benaderings. Die een is om te sê, jy moet dit leer. Dis 'n ding, is 'n wilskrag ding. Dis 'n ding wat gefasiliteer moet word. Jy kry ondersteuning van jou medegelowiges en jy leer om reg te lewe. Om al hierdie goed te kan doen en om jou lewe te verander. Dis 'n logiese denkproses, dis gewoontes wat jy aanleer en dit kom dikwels deur 'n buitengewone ervaring wat vir jou sê ek kan dit doen en daar gaan ek. En soos wat jy aangaan, doen jy moeite om hierdie vaardighede al meer aan te leer en sê ek kan ook nou dit doen. Ek het ook nou hierdie vaardigheid gekry en nou gaan ek dit aan. Die moeilikheid met hierdie benadering dis wetties. Dit kom uit myself. Dit hang van myself af. Dit rus op motivering en opsweep en mooi praat en dreig en vrees om my so ver te kry om my menswees te verander na 'n beter mens. My leefstyl te verander na 'n ander soort leefstyl. Is 'n wettiese benadering. En daarom is deur die geskiedenis het mense hieroor gewonder. Sokrates, Plato, Aristoteles en al hierdie ouens het geworstel met die vraag, can virtues be taught? Die risiko is as jy die wettiese benadering volg, met ander woorde uit myself deur motivering of deur vrees, is dit 'n onsekere pad. Want die meer of die vooroordeele of die hebsug skiet mos hier uit my binneste wanneer ek dit nie verwag nie. Dan moet ek harder probeer of ek moet meer druk kry van my kerk af en meer motivering kry van die mense af. Dis 'n onseker ding, want 'n wettiese verandering kom uit myself uit. Jy kan baie doen daarmee. Jy kan ouens opsweep, jy kan hulle laat wondere doen. As jy net 'n ou het wat hulle kan reg opsweep en motiveer en sê dis wat ons gaan doen en ons keer die wêreld om, maar dis vanuit 'n eksterne motivering dat ons nou dit gaan doen. Maar die selfsug hier binnekant is jou swakpunt. Want jy kry hom nie altyd in toom gehou nie. Op 'n onbewaakte oomblik sê jy, ek het hierdie klomp geld gegee vir hierdie barmhartigheidsorganisasie. Ek wil nou nie eintlik daaroor praat nie, maar dis nou die derde keer wat ek dit gee, maar dis vir my so wonderlik om dit te kan doen. Ek is diep dankbaar dat ek nou weer 100,000 kon gee. Jy sien, die selfsug lê net onder die oppervlakte en hy spring so uit. En jy sukkel om hom onder beheer te kry. So 'n proses van buite na binne toe om te verander is Paulus skryf omtrent al sy briewe daaroor om te sê, dit gaan nie werk nie. 'n Wettiese benadering gaan nie werk nie. Nou wat is die ander opsig? Ander opset is dat jy verstaan dat jy in jouself in jou wese selfsugtig is, of egoïsties, of hebsugtig, of bevooroordeeld, dat jy van buite af deur die genade van die Here vernuwe moet word. Deur die krag van die Heilige Gees nuwe oë moet kry, sagter hande en meer verdraagsaam moet wees. Dis die stille werking van die Heilige Gees wat ons noem heiligmaking. Vernuwing deur die Gees.
Want die Gees kan hierdie selfsug 'n bietjie temper. Dit is 'n genade wat aan jou gegee word. En dit is volhoubaar. Daarom sê Paulus oor en oor, moet julle nie dat hierdie vlees laat beheers nie, maar laat die Gees julle vernuwe om nuwe mense te word. Ja, maar kyk, die dilemma is, die oomblik wat jy dit doen, moet jy sterf aan jouself, aan die eie ek en die trots en die behoefte om erkenning en waardering en aansien te kry. En dis nie so maklik nie. Die sterf aan jouself om te sê, dit gaan nie meer oor hierdie, ek is nou hierdie goeie mens in wilskrag nie. Dit gaan oor 'n oorgee en 'n belydenis. As u Gees nie in my kom en my nuut maak nie, ek kan nie dit doen nie. En op hierdie Pinkstersondag wil ons dan hierdie lyn van Paulus optel, om te sê, Christenmense, die geheim van 'n Christelike godsdiens, is dat dit jou vry maak van wette, van 'n motiveringsding na 'n genade lewe. As min godsdienste wat dit het. Ek weet nie eintlik van 'n ander een nie, as die Christelike godsdiens nie. Want jy kan maar al die ander godsdienste gaan kyk, hulle werk met, weet jy moet hierdie doelwitte kry, jy moet dit gee, jy moet dit doen, jy moet soveel keer vas, jy moet dit gaan doen, jy moet reis soontoe. Dis 'n ding. En ek meen, as jy gemotiveer is, kan jy wonderlik doen. Maar dis nie volhoubaar nie. Nou skryf Paulus en sê, ons is nie meer slawe nie van hierdie eie ek nie, wat my so in my diepste wese dryf nie. Ons is tot vryheid geroep. Vryheid is daardie oomblik wat ek besef, ek hoef nie meer God te beïndruk nie. Ek hoef nie meer goed te doen om in die hemel te kom nie. Ek hoef nie meer te doen nie. Ek ontvang sy liefde en genade onvoorwaardelik en sy belofte dat hy my soos 'n pot te bakker sal vorm. Dis vryheid. Paulus skryf, ons was slawe van die sonde, uitgelewer aan ons eie begeertes en drange, maar ons is dit nie meer nie. Ons is nou kinders van God, wat in 'n ander verhouding staan. Ons moet nie meer goed doen nie. Ons word gehelp om dit te doen van harte. Laat die Gees van God julle beheers. En dan kom hy en sê, die volgende stap wat gaan gebeur, jy gaan op 'n dag verras word deur vrug in jou lewe raak te sien. Jy moes eintlik jou vererg het vir hierdie persoon. En jy kom agter, maar daar's 'n deernis. Jy moes eintlik weer hoogmoedig gewees het en jy kom agter, dis nie meer vir jou die fundament van jou lewe nie, van jou beeld nie. Jy kom agter, jy moes eintlik hierdie ding begeer het, maar jy kan dit laat gaan. Die vrug van die Gees kom in jou lewe in. En dan sê hy, dien mekaar dan met hierdie gawes. En dit is wat 'n gemeente so 'n besondere plek maak. Dis die plek waar ons geleentheid kry om mekaar te dien. En dis mos nou heeltemal anders as wat die wêreld daar buite werk. As Ben nou hierso rentmeester word, sou dit 'n bevorderingspos gewees het met 'n lekker vet Jackie. Ek dink so, Ben. As 'n ou nou daar buite was, nee, dan was dit 'n bevorderingspos. Hier word dit 'n pos van dien. Ek gee myself weg sodat ek die gemeente kan dien. En al die goed wat ons net oor gepraat het, waar ons mense nodig het om werkies te doen. Dis alles onselfsugtige dienswerk. Waar kan ek 'n verskil maak? Wat is my gawe en waar kan ek dit uitleef? Hy's op sy kop gekeer. Maar dis lekker, is ontspanne. Hier's nie egos nie, hier's nie belangrik en onbelangrik nie. Die kindertjies is welkom en die ouer mense is welkom en almal is net gemaklik met mekaar. Want die Here haal hierdie kompeteer ding uit. Want hier werk ons met genade.
Nou is die vraag, hoe vorder hierdie proses? Die verandering is 'n baie brose proses. In vers 16 sê hy, laat julle lewe deur die Gees van God beheers word. En dit is waarna ons almal streef, is om hoe verder ons vorder, hoe ouer ons word, meer dat die Gees ons meer beheer en minder self. En dis 'n wonderlike, bevrydende proses. Maar dit is 'n lewenslange proses. Want hierdie eie ek is mos soos 'n, net jy dink jy het hom daaronder, dan spring hy op 'n onverwagse manier en sê, hierso, kruisig hom, laat die Gees jou beheers, sodat jy hierdie goed soos omgee, diensbaarheid en vergifnis en hartlikheid, daardie eienskappe kan begin vertoon. Ons noem dit ons nuwe identiteit in Christus. Want ons weet almal, ons identiteit daar buite word gevorm deur al die goed wat ons bereik en ons CV en ons status en ons bankbalans. En ek bedoel, ons leef nog in die wêreld, so ons word heeltyd daaraan blootgestel. Maar die uitdaging is om te sê, my identiteit lê nou in ek is 'n kind van God. Ek is 'n dienskneg. My lewe se diepste doel is om myself weg te gee vir ander mense. Paulus noem dit die gees teen die vlees. En dan sê hy in vers 18, laat die Gees van God jou lei en jy sal verstom wees wat hy deur jou doen. Die vreugde, wanneer jy erken, die Gees werk in my, maak my sagter en diensbaar, minder selfsugtig, minder rassisties, minder veroordelend. Dis 'n wonderlike ervaring. Want hy sê, ons kan ons meet, in hier vers 19 sê hy, kyk, die ander kant is woes, wanneer het oor die bevrediging van die self gaan, dan sê hy, naaiwer, hebsug, losbandigheid, vyandskap, afgodsdiens, rusies. Jy kan nou sien, kom alles uit hierdie redreis ding. As jy nee, maar onthou nou net, bekering beteken dat ek 'n ander beheer kry in my lewe, en dan kom daar goed soos die vrug van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis wat hy ons aanbied. Dis wat met Pinksterfees aan ons beloof is. En dis wat ons vandag vir onsself toeëien in die geloof. Sê, Here, ons ontvang u Gees as 'n geskenk. En ons is opgewonde om hierdie vrug in ons lewe te laat groei. Daardie 3 wat hy daar liefde, blydskap en vrede. Jy sal dit seker ook kan beskryf met vergenoegdheid, onbedreigdheid, onselfsugtigheid, liefde, blydskap en vrede. Dis wat op Pinkstersondag oopgebreek is in die lewe van die gelowiges. En ons vier die vryheid in alle tale. Ons roep die kunste in om die wonder daarvan en die skoonheid daarvan in ons lewe in te dra en ons daaroor te kan verwonder. Vers 25 sluit hy af. Ons lewe deur die Gees. En nou hierdie oproep. Laat die Gees ons gedrag bepaal. So dis 'n voortdurende bekering, 'n voortdurende aflê, 'n voortdurende
gebed, laat u Gees my gedrag bepaal. Vir al hierdie goed wat ek so mee sukkel. Ek vra u, laat u Gees my gedrag bepaal. En dan sê hy, wandel deur die Gees. Wandel met die Gees. Staan op met hom, gaan saam met hom werk toe, aanbid saam met hom, kom saam met hom kerk toe. En jy sal agterkom, hy haal hierdie skerp kante weg in jou kritiese gees, hierdie vergelyking, hierdie veroordeling, hierdie onverdraagsaamheid. Hy haal hy skerp kante weg en hy maak my 'n volronde, soepel diensknegt van God. Vriende, dis waarvoor ons vandag bid. Dis wat ons letterlik ontvang vanoggend. En ek wil 'n paar oomblikke van stilte gee, wat u net vir die Here sê, u kan met die hande so sit as u wil, net sê, Here, dis wat ek van u nodig het. Kom ons gee 'n tydjie van stil gebed. Gees van God, ons is verheug oor Pinkstersondag. Want ons dink terug aan u koms na ons toe. Die verskil wat dit gebring het aan daardie ou rowwe disippels. Die verskil wat dit ook vir ons kan bring. En dankie dat u ons nou nooi vir ete, omdat u sê, maar ek wil dit vir jou sigbaar aanbied. Ek wil jou sintuie betrek, dat jy dit sal kan ruik en proe en ervaar. My gees is vir jou. Here, ons weet ons is op heilige grond, maar ons is nie bang nie, want u het gesê, u Gees se naam is Trooster. En dat u altyd sag met ons werk. Doen dit dan, Here, hier is ons. Ons ontvang die brood en die wyn uit u Vaderhand. Die tekens van Jesus, u Seun se lyding en sterwe. En die deel word van ons liggaam deur u Heilige Gees. Amen. Ek het van die kerklede wat nou uittreë gevra om by ons by die tafel aan te sluit, ook Ben wat nou nie by ons aansluit. Jammer, George het 'n bietjie van 'n mankjep, hy kan nou nie by ons kom sit nie, maar u almal is eintlik een groot sirkel. So sal die persone asseblief nader kom, die eredienswerkers regmaak en ons deel eers al die tekens uit en dan stel ons dit aan die einde in. Here, baie dankie vir hierdie heilige oomblikke, dat u Gees waarlik vrede bring en dat ons nou bevoorreg is om saam met u fees te vier. Fisies, tasbaar, u genade te proe en te ruik en te eet. Ons is in u hande. Seën ons, vernuwe ons deur u Gees. Amen. Vriende, wat Cecile vir ons hier bygesit het, hieronder saam met die woorde oor vryheid is die Ruach Elohim, dis Hebreëus vir die asem van God, die Gees van God wat in ons woon is. Baie, baie dankie Cecile, dis regtig vir ons aangrypend. Ons gaan die nagmaal instel, maar ek wil net doodseker maak dat niemand oorgeslaan is met die brood of met die wyn nie. Almal van julle reg. Goed. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap aan die liggaam van ons Here Jesus Christus.
Dis die belofte dat ons ou mens afgebreek word en ons in hom opgebou word tot nuwe mense. Neem dit, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is om vir ons die lewe oop te maak. Die beker wat ons drink is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. 'n Offer wat hy gebring het sodat ons vergewe kan word en as ware die versoening met God kan plaasvind. En wanneer jy dit nou neem dit, drink daaruit en glo dat sy bloed gegiet is om al ons sondes weg te was en vir ons 'n nuwe binneste en toekoms te gee. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis U, o Here, wat al ons sonde vergewe, ons siekte genees, ons red van die ewige graf. U liefde en ontferming is onmeetbaar groot. So ver as wat die ooste van die weste is, so ver verwyder U ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm U oor ons. Al is ons klein en nietig, U gee aan ons die gawe van U Gees. U gee aan ons die ewige, onmeetbare, onverganklike liefde van God. U vul ons met U Gees. En daarvoor sê ons dankie. Dankie vir die tekens wat getuig van Jesus wat alles gegee het. Van die Vader wat sy Seun gegee het in ons plek. Van die Heilige Gees wat ons volmaak met die heerlikheid van God. Ons loof en eer U wonderlike naam. Dankie dat ons ook kan vra dat ons lewens sal wys die vrug van U Gees, die grootheid van God, dat ons behoort aan die lewende, opgestane Jesus Christus. In die naam van Jesus alleen. Amen. Vriende, u gaan as geseëndes huis toe, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, sy Ruach Elohim, en die inwoning van die Heilige Gees sal u van binne af nuut maak en aan u vrede gee. Amen.